wil net my innige meegevoel betuig met Chris se afsterwe. Ek sien hier is sulke Italiaanse name, maar ek het gehoor hy's Chris. Mag die Here vir julle ook in hierdie tyd met sy afsterwe, die tyd van verlies op 'n besondere wyse sy troos en bemoediging gee. Kom ons maak net die oë toe dan met ons. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om u kinders te mag wees. Ook in tye waar dinge anders uitwerk as wat ons dit dalk wil gehad het. Ook in tye van beproewing en hartseer, verlies. Bly u ons Hemelse Vader en niks en niemand sal iets daaraan kan verander nie. U sê ek sal jou nooit begewe of verlaat nie. Ons kan maar na u toe kom as ons vermoeid en belas is. En u sal vir ons rus gee. Ek wil graag hierdie familie aan u toe vertrou, met Chris se afsterwe, en vra dat u vir hulle op 'n besondere wyse sal ontmoet, sal vertroos en versterk en bemoedig. Dankie dat ons hier kan stil word voor u woord, met die verwagting dat u met ons sal praat deur u woord en deur u gees, u teenwoordigheid. Spreek dan, Here, want ons wil luister. Amen. Amen. Wil jy daardie eerste lied speel dan? Ons kan. En van dankbaarheid getuig. Neem my hande makkelsterk, dienstbaar in die goeie werk. Neem my voete skoeil hier, met bereidheid tot u eer. Neem my stem en laat my sing, aan u Here hande bring. Laat my mond die boodskap dra, ons sal vind wat na u vra. Neem my goud en silwer Heer, niks noem ek my eie nie. Al my kennis en verstand, stel ek in die Vaderhand. Maak my hart vir u tot troon, deur die Gees wat in my woon. Rig my van gevoel en daad, altyd na u wyse raad. Neem my liewe, laat dit hier u gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Ek gaan vir ons 'n Psalm lees, Psalm 131. Dis 'n baie kort Psalm, hy het maar 3 versies. Die opskrif van hierdie Psalm is Ek het rus gevind. Dis 'n pelgrimslied van Dawid. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here.
Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie. Dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het. So het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here Israel, nou en vir altyd. Dit is die hele Psalm. Maar hierdie Psalm het vir my besondere betekenis in die sin dat dit hier gaan oor 3 dinge wat baie skaars geword het in die tyd waarin ons nou lewe. Hier sê Dawid, ek het rus en kalmte en tevredenheid gevind. Ons belewe vandag meestal presies die teenoorgestelde. Onrustigheid, chaos en ontevredenheid. Dit is die kenmerke van ons tyd. Wanneer 'n mens 'n dierbare deur die dood verloor, dan is dit nooit 'n maklike saak nie. Al weet ons dis die weg van alle vlees. Elkeen van ons sal ook by daardie plek kom waar ons uiteindelik deur die dood ontmoet word. Vroeër of later sal dit gebeur. Maar nooit sal ons die dood gewoond raak. Ek dink ook nie dit was God se bedoeling dat ons die dood moet gewoond raak. Al sterf daar daagliks baie mense rondom ons, is dit maar altyd 'n lewensvreemde ervaring. Ons wil graag lewe. God is die God van lewe en God gee die lewe. En soos wat die sonde in die wêreld gekom het, het hy gesê hy straf dit met die dood. Toe het hy Jesus Christus gestuur met Kersfees, een van die dae vier ons Kersfees, en hy het die lydensweg geloop, hy het vir ons sondeskuld betaal, en hy het ook gesterwe. Maar die verskil wat Christendom en Christelike geloof met alle ander godsdienste het, is dat Jesus die dood oorwin het. Alle ander godsdienste se verlossers is deur die dood weggeneem, maar Jesus Christus het uit die dood opgestaan, hy het die dood oorwin, en hy sê ons kan saam met hom kom deel in daardie oorwinning en tot in ewigheid lewe. Maar ons gaan steeds deur die poort van die dood en uiteindelik sal ons dan die ewige lewe ontvang. Die dood bring altyd skeiding, die dood bring altyd hartseer en verlange en herinneringe. Ons kan kies of ons die goeie of die slegte herinneringe met ons vorentoe wil saamvat. Die Here het ons verantwoordelike mense gemaak met die vermoë om te kan kies. En daarom moet ons ook wanneer ons dierbaar is aan die dood afgee, kies om eerder die mooi dinge te onthou as die hartseer dinge. Ons harte gaan uit na elkeen, ook wat deur Christus dood geraak word. Dis nie maklik nie. Ons gebed is dat julle op besondere wyse krag en genade en vertroosting sal ontvang, ook in hierdie tyd. Veral nou met Kersfees op hande, is dit maar 'n emosionele tyd van die jaar. Soveel te meer as jou dierbares deur die dood van jou weggeneem is. Psalm 131 is eintlik 'n geloofsbelijdenis. 'n baie kort geloofsbelijdenis wat Dawid opgeteken het. Hy sê in die eerste plek iets oor homself. Hy sê, Here, selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie. Dawid was 'n belangrike en 'n gesiene man. Hy het baie status in die samelewing gehad. Hy was die militêre leier van God se volk. Hy was ook die geestelike leier van God se volk. Maar tog was hy 'n man wat met sy voete op die aarde geleef het. Hy was, mense kan amper sê, hy was een van God se witbroodjies. Maar tog was hy maar 'n mens soos ek en jy. 'n Mens vol van foute en tekortkominge. Ons lees van baie foute en tekortkominge in die Bybel. Soveel so dat God op 'n stadium die profeet na hom toe moet stuur en sê God is nie tevrede met jou manier van leef.
Hy moes sy dinge met God weer regmaak. En dan sê hy, maar Here, ek het my nog nooit verhef en gedink ek is beter as ander nie. Ek is nie hoogmoedig nie. Ek is maar 'n gewone mens. Hierdie dinge kenmerk nie my lewe nie. Hy was nie opgesmik of hoogmoedig nie, maar nederig en op sy plek. Nie opstandig en ongeduldig met God nie. Maar te midde van alles wat met hom gebeur het, het hy steeds geweet wat dit beteken om in afhanklikheid van die Here te lewe. En in daardie opsig kan ons dan by Dawid leer. Maak nie saak wie of wat jy is nie, die dood maak ons almal gelyk. Daar's nie ouens wat minder of meer doodgaan nie. Dood is dood. En nie een van ons is te goed of te sleg daarvoor. In die tweede plek sê Dawid, ek maak my nie besorg oor groot dinge nie. Dinge wat bo my vermoë is nie. Ons kan tog so maklik top oor goed waaraan ons niks kan verander. Daar is baie dinge in die lewe vandag wat 'n mens baie graag anders sou wil hê. Hoe ouer 'n mens word, hoe makliker sê jy in my dae. In my dae was dinge anders. In my dae het ons dinge anders gedoen. Maar daai dae is verby. Ons lewe nou in 'n ander tyd waar baie dinge anders gebeur en anders gedoen word. En ons kan daar ook 'n keuse uitoefen. Of ons gaan opstandig wees oor alles wat ons nie van hou nie, of ons kan die beste haal uit dit wat ons rondom ons gebeur en dit ons eie maak. Ek dink dit is ou president Brandt wat gesê, neem uit die verlede wat goed is en bou daarop in die toekoms. Dit kom maar net sowel 'n versie uit die Bybel gewees. Hoe beleef ek en jy ons omstandighede? Miskien siekte, miskien ongeneeslike siektes, miskien materiële behoeftes. Jy sou dit dalk anders wil hê, dierbares aan die dood afgee, goed wat ongelukkigheid veroorsaak. Maar wat help dit om daaroor te bekommer as jy dit nie kan verander? As 'n teksie in vers 7, Psalm 37 vers 5 wat sê, laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Ons wil maar alles self doen. Ons wil dinge op ons tyd doen. Na ons mening werk die Here maar bietjie stadig. Maar die Here is nooit te laat. Dit kom ook in hierdie Psalm ter sprake dat ons moet leer om geduldig te wees met God. God is met ons oneindig geduldig, ook in ons aangesig, ook in die aangesig van die dood. Vir Dawid was dit goed genoeg dat God in beheer is. Daarom sê hy, hou ek my nie op met dinge wat ek niks aan kan doen. Paulus verklaar, as hy in die tronk in Filippi sit en dan sê hy, ek het geleer om vergenoegd te wees met my omstandighede. Dit is 'n baie belangrike saak. 'n Ou kan oor hierdie versie op sigself 'n paar preke maak. Wat beteken dit om vergenoegd te wees met jou omstandighede? Die Here verwag nie dat ons tevrede moet wees om altyd maar met die swakste tevrede te wees. Maar om vergenoegd te wees beteken om te vertrou dat die Here die beste weet. Hy sal weet wat is genoeg. Hy sal nie dat ons bo ons kragte beproef word nie. 'n Onvergenoegde mens is vir ander mense 'n beproewing. Ek dink dit moet vreeslik wees om met 'n onvergenoegde lewensmaat getroud te wees. Iemand wat met niks en niemand tevrede is. Net kla en kerm van die môre tot die aand. Die Bybel sê dis soos 'n druppel water, 'n pyp wat lek. Daardie gedrup vernietig almal rondom jou. Om vergenoegd te wees beteken om ook tevredenheid, rus, kalmte en tevredenheid te vind met dit wat die Here vir jou uitdeel. Om in geloof te volhard,
Geloof gaan aan waar verstaan ophou. Daar's baie dinge in die lewe wat ons nie verstaan nie. Ek kan my nie vanmôre kom slim hou en sê, hoekom sterf mense, en hoekom kry goeie mense ongeneeslike siektes nie, hoekom kry kinders van die Here ook kanker? Hoekom is daar soveel mooi en goeie kinders van die Here wat ook swaar kry? Ek weet nie, ek is nie die Here nie. Ek het nie al daai antwoorde nie. Maar ek moet op 'n punt kan kom wat ek sê, Here, ek verstaan niks, maar ek glo. As jy ou nie geloof het en jou verstaan hou op, dan gooi jy jou handdoek in, dan is daar niks meer oor om aan vas te hou. Geloof volhard waar verstaan ophou. Geloof byt vas waar die vrae baie word en die antwoorde al minder. Psalm 42 sê, O my siel, waarom is jy onrustig in my? Hoop op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing, want hy is my helper en my God. Totdat Paulus uiteindelik kan verklaar in Romeine 8, waar hy sy oorwinningslied sing, dan sê hy, ek is tot alles in staat, omdat Christus my krag gee. Nie omdat ek goed is nie, maar omdat Christus volmaak is. Elke mens het behoefte aan rus en kalmte en tevredenheid. Rus te midde van al die gejaag en inspanning wat die lewe vra. Dit maak jou moeg en uitgeput. Hy sê, ek het kalmte gevind te midde van al die onrus en geweld en angs wat hoogtyd vier in ons samelewing. Hy sê, ek het tevredenheid gevind te midde van al die onsekerheid en opstandigheid en ontevredenheid van die lewe. As dinge nie uitwerk soos ek dit beplan nie, is ek nog tevrede, want God weet. Dan verklaar Dawid, hy sê, ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het. So het ek tevredenheid gevind. My kinders kyk my groot oog aan toe ek eendag vir hulle sê, my gelukkigste oomblikke was in die arms van 'n ander vrou. Toe dink hulle ek het hulle ma verneek. Maar my gelukkigste tye was in die arms van my ma. Daar het ek geluk en kalmte en tevredenheid gevind. So sê Dawid, so het ek in die arms van die Here kalmte en tevredenheid en rus gevind. Soos 'n babietjie wat in die arms van sy of haar moeder rus en kalmte en tevredenheid vind. Jesus nooi ook vir julle, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. En dan is Dawid se raad in vers 3, wag op die Here, nou en vir altyd. Nou dit is 'n kwaai opdrag, want ek is nie goed met wag nie. Ek wil nie wag nie, as ek moet iewers na 'n staatskantoor toe gaan, as ek sommer al kwaad as ek in die kar klim by die huis. Want ek is nie lus vir wag. Ek ken nie mense wat hou van wag. Maar ons moet leer om op die Here te wag. Ons is ongeduldig met die Here, maar ons wil hê hy moet met ons geduldig wees. Ons as mense hou nie eintlik van wag nie. Dinge moet vinnig gebeur. Gebede moet dadelik verhoor word en uitkoms moet onmiddellik kom. Maar God het sy eie tyd, sy eie manier van werk, en God is nooit te laat. Daarom sê die Bybel, hy wat op die Here wag, kry nuwe krag. Mag julle ook in hierdie tyd op 'n besondere wyse ervaar, dat die Here vir julle daardie bo-menslike, bo-natuurlike krag gee, omdat julle bereid was om in te val by die Here se plan. Elkeen van julle se lewe. Amen. Kom ons maak die woord. Hemelse Vader, dankie dat ons by U rus en kalmte en tevredenheid kan vind. As ons bereid is om by U tydskedule in te skakel, bereid is om op U te wag
sodat dinge gebeur soos U dit vir ons reël. Al gebeur daar dinge soos dierbares wat ons ontval, baie ander dinge, soos siekte en beproewing wat op ons pad kom. Dankie dat ons U daarvoor kan vertrou, dat U vir ons daarin ook die beste sal weet en die beste sal gee. Dankie ook vir Chris se lewe, vir dit wat hy verander kon beteken. Ons laat hom veilig ook in U arms. Ook vir elkeen van ons wat van hier af teruggaan, na ons huis, na ons werk, na ons lewe. Hou ons styf vas, Here, dat ons elke oomblik van die dag en nag bewus sal wees van U heilige teenwoordigheid. Seën vir hulle met die beste van U seëning. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan nou die formulier voorhou. Daarna gaan ons na nog 'n musiek luister en daarna sal ek dan finaal afsluit. Geliefdes in die Here Jesus Christus, Christus deur die dood van julle weggeneem. Ons hemelse Vader het dit so beskik dat hy deur die dood weggeneem is. Hoewel die dood van 'n geliefde altyd 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart sal verlig, dat hy ons met sy liefde en krag sal bystaan en dat hy verder met ons sal gaan. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan elke gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos mense wat geen hoop het nie. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering, maar hy roep ook sy kinders tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, dan leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, dan sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen. Kan daai volgende lied speel? One day at a time, sweet Jesus. I'm only human. I'm just a man. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you
amongst men. Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now and then. Pushing and shoving, clouding my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a Dankie, daarmee is ons verrigtinge afgehandel. Ek sal reël dat hulle vir 'n koop